Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons gaan redelik op Amerika fokus hierdie week, want daar was natuurlik verlede week daar die belangrike federale Hooggeregshof uitspraak oor president Donald Trump se tariewe. En dis baie belangrik om daarop te fokus, nie net omdat dit belangrike gevolge en implikasies vir Amerika het nie, maar natuurlik ook vir ons hier in Suid-Afrika. So, ons gaan bietjie gesels oor die uitspraak oor tariewe, waar dit vandaan kom, waarom het Trump verlede jaar tariewe ingestel en wat is natuurlik nou die opsies wat vir hom beskikbaar is. Dan was daar natuurlik ook vroeër hierdie week die belangrike staatsrede waar president Donald Trump gesamentlike sitting van die twee huise van die Amerikaanse Kongres toegespreek het, ook tariewe en handelsbeleid en die ekonomie wat daar 'n belangrike deel van sy toespraak uitgemaak het en ons sal so 'n bietjie daarna terugkyk en dan weer eens 'n bietjie van 'n voorskou doen, iets wat ons oor die volgende maande dikwels sal doen na die Amerikaanse middeltermynverkiesing wat in November plaasvind. Maar goed, kom ons skop weg met die uitspraak van die federale Hooggeregshof. Verlede Vrydag op die 20ste Februarie het 'n meerderheid van 6 regters, dit is die 3 liberale regters van die Hooggeregshof saam met 3 konservatiewe regters insluitende die hoofregter John Roberts 'n meerderheidsuitspraak gelewer. 3 konservatiewe regters het 'n minderheidsuitspraak gelewer. Hulle standpunt het basies behels dat president Trump korrek opgetree het en dat hy wel grondwetlike regte het om tariewe in te stel. Maar wat het die meerderheidsuitspraak behels? Die meerderheidsuitspraak is, soos ek gesê het, deur hoofregter John Roberts geskryf en dit het basies bevind dat die sogenaamde IEPA-wet, die IEEPA-wet, wat 'n wet is uit die 1970s, nie Amerikaanse president die toestemming gee om tariewe in te stel nie. Nou, waaroor gaan hierdie wet? Hierdie wet gee wel Amerikaanse president in sommige uitsonderlike omstandighede, wanneer Amerika eintlik op een of ander manier bedreig word, die reg om handel te reguleer, om sekere noodmaatreëls in te stel. Die groot vraag voor die hof die afgelope maande is een van daardie noodmaatreëls dan nou tariewe. En in Amerika word tariewe natuurlik as 'n belasting beskou en die Amerikaanse grondwet wat bepaal dat slegs die Amerikaanse Kongres belastings kan instel. Met ander woorde, die Withuis en die Amerikaanse president kan net tariewe instel wanneer die Kongres die president opdrag gee om dit te doen of die reg gee om dit te doen of met ander woorde daardie reg delegeer na die president. En die basis van die federale Hooggeregshof se uitspraak op die 20ste Februarie was dat die president sy magte oorskry het, dat die Kongres die president nooit die reg gegee het om volgens die IEPA-wet tariewe in te stel nie en dat hierdie tariewe dus ongrondwetlik was. Nou, watter tariewe praat ons hiervan? 2 kategorieë van tariewe wat die Trump-administrasie verlede jaar ingestel het. Die een is 'n breë tariewe wat Trump eintlik teen die meeste lande in die wêreld ingestel het. Mens kan amper dit vergeldingstariewe noem en dit is tariewe wat te maak het met Amerika se reuse handelstekort. Met ander woorde, Amerika het 'n handelstekort met die meeste lande in die wêreld en president Trump wat verlede jaar in Mei aangekondig het dat hy daarom dan nou tariewe te gaan instel, 'n basistarief basies teen die meeste van Amerika se handelsvennote. Dan was daar 'n tweede kategorie van tariewe en dit het te maak met dwelmhandel. En president Trump wat verlede jaar gesê het, maar goed, daar's 'n noodtoestand in Amerika, reuse probleme met dwelmhandel, met dwelmmisbruik, en dan is daar veral 3 lande. Die 2 buurlande, Kanada en Mexico, sowel as China, weens sy lewering van sommige van die bestanddele wat gebruik word in dwelms wat uiteindelik hulle weg vind na die VSA. En daardie 3 lande doen volgens Trump nie genoeg om dwelmhandel na die VSA te beperk nie, en daarom het hy ook die IEPA-wet gebruik om dan tariewe teen daardie 3 lande in te stel. Nou, al 2 hierdie kategorieë van tariewe is deur die Hooggeregshof uitspraak ongrondwetlik verklaar. Daar was natuurlik die afgelope tyd en selfs voor Trump se terugkeer na die Withuis verlede jaar ander tariewe
En dit beteken nie dat elke tarief wat die Amerikaanse regering die afgelope tyd ingestel het, dis ongrondwetlik is nie. Dis baie spesifiek hierdie tariewe wat verlede jaar volgens die IEEPA-wet ingestel is, wat nou ongrondwetlik is. En ek dink is belangrik om dit te noem. En ek sal nou verwys na ander Amerikaanse wetgewing wat wel 'n Amerikaanse president die reg gee om tariewe in te stel, met ander woorde wat daardie mag delegeer, en daardie tariewe bly steeds staande, en ons het dan ook gesien dat Trump in die afgelope paar dae volgens daardie wette ook nuwe tariewe ingestel het. Maar ja, so dis belangrik net presies om te verstaan, wat is die uitspraak van die Federale Hooggeregshof, waaroor gaan dit, en wat presies beteken dit oor die volgende paar maande vir Amerikaanse tariewe en handelsbeleid. Die een belangrike punt wat nie in die uitspraak hanteer is nie, en wat eintlik vreemd is, want dit is heel wat bespreek tydens die saak wat gedien het voor die Federale Hooggeregshof, is die vraag of tariewe terugbetaal moet word. En dit is 'n wesenlike vraag. Daar is sowat $130 miljard se tariewe sedert die 1 Augustus verlede jaar deur die Trump-administrasie volgens die IEEPA-wet dan nou ingesamel, en die Federale Hooggeregshof het geen uitspraak gelewer of die tariewe terugbetaal moet word. En nou daar is reeds 'n vloedgolf van hofsaake deur Amerikaanse deelstate, veral wat deur die Demokrate beheer word, deur sommige maatskappye, groot bedrywe, wat nou sê die tariewe moet terugbetaal word. En hierdie sake sal dan in laer howe uiteindelik beslis moet word. So ons kan verwag heel wat hofsaake oor die volgende paar maande, en groot onsekerheid oor die vraagstuk van die terugbetaling van tariewe. Maar dit is met ander woorde waar ons vandag staan. Die Federale Hooggeregshof wat 'n baie duidelike uitspraak gelewer het, 'n meerderheidsuitspraak van 6-3, geen uitspraak oor die terugbetaling van tariewe nie, en dit beteken ook dat die tariewe wat verlede jaar teen Suid-Afrika ingestel is, dis ongrondwetlik is, en ek dink is belangrik om ten minste daarvan kennis te neem. Maar onmiddellik, binne enkele ure nadat die Hooggeregshof die uitspraak gelewer het president Trump volgens ander wette reeds begin om tariewe in te stel, en ek sal bietjie later in hierdie program net daarna kyk, te kyk wat 'n nuwe tariewe is ingestel en op basis waarvan daardie tariewe dan ingestel is. Goed, nou wat is die rede waarom die Trump-administrasie verlede jaar besluit het om tariewe in te stel? Dit gaan natuurlik daaroor dat Amerika, die primêre rede dat Amerika 'n reuse handelstekort met die res van die wêreld het. Nou, daar moet ons gaan kyk na die geskiedenis. Tot en met 1975 het Amerika vir dekades lank 'n handelsoorskot met die res van die wêreld gehad. So Amerika het baie meer produkte uitgevoer na die res van die wêreld as wat hy ingevoer het. Maar reeds in die vroeë 1970s het dit duidelik geraak dat Amerika begin om al hoe meer produkte in te voer. Dis veral produkte, met ander woorde vervaardigde produkte, nie soveel dienste nie. En toe het dit omgekeer in 1976, waar Amerika vir die eerste keer 'n klein handelstekort gehad het. En daardie handelstekort het sedert 1976 voortdurend gegroei en toegeneem tot in 2024, waar dit op amper 1 triljoen Amerikaanse dollar gestaan het. So geweldige groot handels tekorte wat ontwikkel het, en natuurlik met spesifieke lande. China staan uit, jaarliks in 2024 oor die $200 miljard handelstekort, Mexico $197 miljard, Vietnam, een van die groot lande, Amerika wat geweldig baie, veral tekstiele uit Vietnam invoer, Taiwan, Ierland, Duitsland, Thailand, Japan, Indië en Suid-Korea. Hierdie groep van lande vorm 80% van Amerika se, of maak 80% op van die handelstekort wat Amerika met sy handelsvennote het. So die probleem hiermee, met ander woorde, is dat Amerika geweldig afhanklik geraak het van goedere, nie dienste nie, maar wel goedere wat uit ander lande ingevoer word, en dat Amerika met ander woorde minder produseer, minder selfvervaardig,
nie net vir eie gebruik nie, veral vir eie gebruik, maar dan natuurlik ook vir uitvoer. So Amerika wat nie meer soveel produkte vervaardig wat hy na die buiteland uitvoer nie. Nou die Trump-administrasie se argument is dat dit natuurlik nie ekonomies gesond is om so 'n voortdurende handelstekort te hê nie, maar uiteindelik ook dat jy jou eie vervaardigingsbedryf vernietig, werksgeleenthede vernietig, en dat jy dus voortdurend afhanklik is van ander lande vir goedere en dan dikwels ook lande wat nie in die nasionale belang, veral die nasionale veiligheidsbelang van Amerika optree nie. Dit was die Trump-administrasie se argument verlede jaar toe hulle volgens hierdie AHEPA-wet dan nou handelstariewe ingestel het. Die gedagte was dat die tariewe moet dit vir Amerikaanse bedrywe meer aantreklik maak om, maar selfs buitelandse maatskappye, om in Amerika produkte te vervaardig, fabrieke op te rig en produkte te vervaardig. Nou dit het nie verlede jaar gebeur nie, maar mens kan ook aanvaar dat fabrieke word nie maar net binne 5 of 6 maande gebou en skielik produseer dit behoort eintlik 'n langtermyn projek te wees, maar verlede jaar ten spyte van die tariewe, het Amerika steeds geweldig baie produkte uit die buiteland uit ingevoer, en dus was die gevolg van die tariewe op 'n weegskaal, so mens kon sê, meer negatief vir die Amerikaanse ekonomie as positief. En die negatief hier verwys dan nou veral na inflasie. Inflasie wat steeds 'n probleem is in Amerika. Nou, inflasie wat tans 3% is, en mens kan dalk dink 3% is nie hoog nie, maar vir die Amerikaanse ekonomie is 3% inflasie te hoog, veral as jy sien dat die gemiddelde inkomste in Amerika verlede jaar met 1,5% gestyg het. So inkomste het met 1,5% gestyg, inflasie 3%. En dit beteken dat die meeste Amerikaners negatief is oor hierdie tariewe. Amerikaners voel die tariewe het waarskynlik die koste van ingevoerde produkte verhoog, en daarom is daar negatiewe sentiment oor die gevolge van hierdie tariewe. So ja, huishoudings wat gemiddeld meer omtrent $700 verlede jaar per huishouding meer spandeer het op goedere wat hulle aangekoop het, op ingevoerde goedere wat hulle aangekoop het. En dus het dit bygedra tot hierdie uitdaging van 'n stygende lewenskoste, wat een van Donald Trump se groot en belangrikste prioriteite natuurlik was toe hy president geword het, om lewenskoste onder beheer te kry. Nou, die volgende vraag wat ek wil probeer beantwoord is, want dit is dink ek iets waaroor daar baie verkeerde persepsies bestaan, en dit is hierdie tariewe dan nou iets nuut? Is die hele idee van Trump om verlede jaar tariewe in te stel iets nuut? En nee, dit is nie. In die geskiedenis het die Amerikaners vir baie lang periodes hoë tariewe gehad. En die belangrikste periode was 1790 tot 1860. In daardie 70 jaar periode het die Amerikaanse federale regering konstant tariewe gehad van tussen 20 en 60%. Interessant genoeg, tussen 1790 en 1860 is 90% van die Amerikaanse regering se inkomste opgemaak uit tariewe. Natuurlik omdat daar nie 'n federale inkomstebelasting daardie tyd was nie. So tariewe het in die geskiedenis 'n baie groot rol gespeel in die Amerikaanse federale regering se handelsbeleid en sy belastingbeleid. Toe was daar die bekende McKinley-Taft wet in, ek dink dit was in 1890 gewees, wat tarief van byna 30% op alle ingevoerde goedere in Amerika ingestel het. En daardie tydperk in die laat 1800s, die vroeë 1900s, is gekenmerk as 'n uiters protektionistiese tydperk. Amerika wat veral bekommerd was oor invoere uit Europa. Hulle wou eintlik Europese invoere probeer teenwerk en het baie hoë tariewe ingestel. 1922 was daar weer nuwe wette oor tariewe in 1930 in die tyd van die Groot Depressie. Is daar tariewe ingestel omdat die Amerikaanse regering weer gevoel het in daardie tyd invoere het 'n negatiewe effek op plaaslike produksie. Met ander woorde, die punt wat ek maar net maak is die argumente van die Trump-administrasie in 2025, daardie selfde argumente is al in die 1700s deur Amerikaanse regerings gebruik om tariewe in te stel.
toe het ons in die middel van die 1930s gesien dat dinge verander het. Hier vanaf 1934 het ons voortdurend gesien hoe tariewe begin daal het en verlaag het. Om die waarheid te sê, na die Tweede Wêreldoorlog het Amerikaanse tariewe gedaal tot so laag as 5%. Dit is nou die gemiddelde tarief wat die Amerikaanse federale regering hef op invoere. En dit was die geval dan gewees dwars deur die tweede helfte van die 20ste eeu. Gemiddelde tarief van omtrent so hier by 5% en dit het dan ook voortgeduur nadat die Wêreldhandelsorganisasie ingestel is. Dis versterk deur verskeie handelsooreenkomste, internasionale ooreenkomste, maar ook natuurlik in die laat 1990s die Noord-Amerikaanse vryhandelsooreenkoms met Kanada en Mexico. So tariewe wat vir byna 70, 80 jaar besonder laag was, onder 10% gemiddeld, vir lang tye hier by 4%, 5%. Wat verlede jaar gebeur het met Trump se instel van tariewe, is dat die gemiddelde invoertarief op goedere in Amerika verhoog het tot 14,5%. Dit is dan nou daardie tariewe wat Trump verlede jaar aangestel het, en dit is met ander woorde die hoogste tariewe in die VSA sedert 1934. So 'n lang periode van baie lae tariewe, maar nie die eerste keer in die geskiedenis dat Amerika sulke tariewe het. Om die waarheid te sê, daar was periodes voor dit, veral in die 1800s, waar tariewe baie hoër was, met tye so hoog as 60% invoertariewe. So tot en met enkele dae gelede, 'n week of 10 dae gelede, was die tariewe dus 14,5%. Wat het nou gebeur sedert die federale Hooggeregshof se uitspraak? Goed, op die dag van die uitspraak het president Trump aangekondig dat hy 'n 10% algemene invoertarief gaan instel, en hy doen dit volgens die handelswet van 1974. Dit is 'n wet wat die Amerikaanse Kongres goedgekeur het en waarin die president 'n beperkte mag kry om wel tariewe te mag instel. Nou, hoekom ek sê beperkte reg kry? Jy moet eerstens motiveer dat daar 'n soort van noodsituasie is. En Trump se argument is natuurlik Amerika het reuse handelstekorte en dit skep 'n uitsonderlike situasie. En dan die tweede voorwaarde van hierdie wet van afdeling 122 van die handelswet van 1974 is dat hierdie tariewe net vir 150 dae mag geld. Met ander woorde, vir die volgende 150 dae sal Trump se 10% tarief wat hy nou ingestel het geld. Hy het intussen gesê dat hy dit wil verhoog tot 15%. Dit beteken dan gaan waarskynlik 'n 15% vir die volgende 140 dae of wat geld. En in hierdie periode moet die Witte Huis en die Amerikaanse Kongres nou saamwerk aan 'n tariefwet, want uiteindelik lê die reg om tariewe in te stel steeds by die Amerikaanse Kongres. En die spreker van die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers, Mike Johnson, het dan ook gesê hy sal met president Trump daaroor in gesprek tree. Ek dink egter die kans dat 'n nuwe tariefwet ingestel sal word is baie skraal. Daar is nie genoeg steun in die Amerikaanse Kongres vir so 'n wet om veral om dit te delegeer aan die Witte Huis, die instel van tariewe aan die Witte Huis te delegeer nie. En ons moet onthou, ons is in middeltermyn verkiesingsjaar, dis 8 maande, dan gaan Amerikaners na die stembus, die ekonomie is baie belangrik, inflasie is baie belangrik in hierdie verkiesing, en die kans dat meerderheid van die Amerikaanse Kongres nou sal stem ten gunste van 'n wet, wat vir president Trump eenvoudig die reg gee om tariewe in te stel, is baie skraal. Maar goed, hy kan met ander woorde volgens die handelswet van 1974, kan hy vir 'n kort periode tariewe instel, gebaseer op nasionale veiligheid. As hy sê, goed, maar land soos China werk teen die nasionale veiligheid van Amerika, dan kan hy dit daarvolgens instel. Hy kan dit tweedens instel volgens onbillike handelspraktyke. Nou dit is natuurlik ook as mens China as 'n voorbeeld neem, die manipulasie van hulle geldeenheid, van die wisselkoers,
die subsidies wat China aan maatskappye toeken wat dan onbillik meeding op die internasionale mark. Daar's baie maniere seker waarop jy onbillike handelspraktyke kan formuleer. Maar dis die twee kategorieë: nasionale veiligheid en onbillike handelspraktyke, waar volgens president Trump dan nou volgens daardie handelswet vir 150 dae tariewe kan instel. En dit is waar ons nou is. Dit is die omstandighede wat ons nou is. Daar is enkele ander relevante wette, nog vroeëre wette wat ook in uitsonderlike omstandighede wel die Withuis toelaat om tariewe in te stel. In baie gevalle moet daar eers ondersoeke gedoen word, en dit is natuurlik ook hoekom president Trump in die verlede jaar hierdie wette gebruik het om tariewe in te stel, nie hoekom hy eerder die IEEPA wet gebruik het. Al hierdie wette gee vir jou 'n baie beperkte fokus waar volgens 'n president tariewe kan instel vir 'n kort tydperk en met baie goeie argumente wat dan deur allerhande ondersoeke ondersteun moet word. So ons kan verwag dat daar oor die volgende 'n paar maande moontlik pogings gaan wees vir nuwe wette. Ek dink nie dit gaan slaag, nuwe tariefwette nie. Daar gaan vanuit die Withuis pogings wees om elke denkbare ander wet te benut om tariewe in te stel, en daar gaan hofsaake wees. Daar gaan baie hofsaake wees. Hofsaake oor die terugbetaling van tariewe, maar ook hofsaake teen die tariewe wat Trump dan nou tans instel. En dit is waar dit ons nou bring. Wat beteken dit vir Suid-Afrika? Een ding: onsekerheid. Soos ons vandag hier praat, weet ons nie eintlik wat is die omstandighede vir Suid-Afrikaanse uitvoerders nie. En dit maak dit baie moeilik vir ons landboubedryf, die wynbedryf, die motorvervaardigingsbedryf, die chemiese bedryf. Daar is talle bedrywe in Suid-Afrika wat eintlik onseker is hoeveel tariewe ingestel gaan word op hulle produkte. Onthou dat die AGOA-wet, die African Growth and Opportunities Act, is onlangs verleng tot einde Desember. Dit beteken eintlik dat Suid-Afrikaanse vervaardigers verskeie produkte sonder tariewe na Amerika kan uitvoer. Maar nou het ons ook hierdie nuwe tariewe wat Trump nou weer aangekondig het in die afgelope paar dae. En daar is 'n vraag hoeveel tariewe uiteindelik gehef sal word op Suid-Afrikaanse goedere. So, ons moet beter uitsluitsel daaroor kry. Die Amerikaanse Departement van Handel gaan waarskynlik beter riglyne publiseer oor die volgende week of 2, maar vir nou nog wesenlike uitdaging vir Suid-Afrikaanse uitvoerders. Daar is natuurlik uitsonderings. Ek dink nie die sitrusbedryf hoef bekommerd te wees nie. Dis duidelik dat hulle kan uitvoer met beperkte tariewe. Daar is nog ander uitsonderings vir sekere produkte gemaak, byvoorbeeld ook veral vir minerale in die mynboubedryf, maar ek dink die motorvervaardigingsbedryf, die onderdelebedryf, daar is sekerlik by hulle nog redelike groot onsekerheid oor watter tariewe dan vir daardie bedrywe sal geld. President Trump het natuurlik ook Dinsdag aand 'n gesamentlike sitting van die twee huise van die Amerikaanse Kongres toegespreek. Dit is nou die sogenaamde jaarlikse State of the Union Address. Nou waaroor gaan dit? Die Amerikaanse grondwet bepaal dat die Amerikaanse president jaarliks verslag moet doen aan die Amerikaanse Kongres. Nou interessant genoeg, in die vroeë dae van die Amerikaanse federale regering, praat nou van 250, 240 jaar gelede, het die Amerikaanse president 'n skriftelike verslag aan die Amerikaanse Kongres gelewer. So die president het jaar na jaar skriftelike verslag gelewer, en hierdie State of the Union Address is iets wat maar heelwat jare later eintlik eers begin het. Die afgelope paar jaar sien ons dat dit in 'n geweldige verpolitiseerde geleentheid ontaard het, veral dan ook in 'n verkiesingsjaar, soos verjaar met 'n middeltermynverkiesing. En ek dink vanjaar of hierdie afgelope week se State of the Union Address was presies weer dit gewees. 'n klomp demokrate wat dit geboikot het, sommige demokrate in die gebou wat plakate vertoon het, wat geskree het op die president Ilhan Omar van Minnesota, wat voortdurend Trump in die rede geval het en op hom begin skree het, wat tot heelwat onsmaaklikheid eintlik gelei het, en wat eintlik maar vir ons wys dat daar nie meer werklik waar die soort van gesag noodwendig lê in hierdie geleentheid nie, maar steeds
'n omvangryke toespraak wat Trump gelewer het, die langste staatsrede in die geskiedenis van Amerika. Hy het byna 'n uur en 50 minute lank gepraat en op 'n hele klomp kwessies gefokus. Ek dink die belangrikste is die ekonomie. Trump besef dat verjaar se middeltermynverkiesing gaan beslis word op ekonomiese sake. En sy ekonomiese argument was eenvoudig. Hy het sê dat die 4 jaar van Joe Biden was baie sleg vir Amerika, was 'n laagtepunt vir Amerika gewees en hy het begin om die afgelope 13 maande omstandighede om te draai en Amerikaners moet hom nog kans gee en moet besef dat baie van die maatreëls wat hy in plek stel besig is om dinge te verander. Hy het gefokus op lae brandstofpryse, op sommige produkte waarvan die pryse begin daal het, op ekonomiese groei, op werkskepping en dat hy oortuig is daarvan dat dit vanjaar beter sal gaan met die Amerikaanse ekonomie. Nou goed, die finale beslissing daarvan is onseker en dit gaan natuurlik die belangrikste kwessie wees in die Amerikaanse middeltermynverkiesing. Dan was die tweede groot tema waarop daar geweldig baie tyd spandeer is, was grensbeheer en immigrasie. Trump wat verskeie mense in die gehoor gehad het, mense wat geraak is deur onwettige immigrasie, mense wat aanvalle ervaar het deur onwettige immigrante of geraak is deur misdaad van onwettige immigrante, maar Trump wat baie sterk gefokus het op sy beskerming van die Amerikaanse grens, die beveiliging van die grens en dan natuurlik massadeportasie van onwettige immigrante met kriminele rekords. Nou, dis duidelik dat Trump wil hê dat immigrasie weer vanjaar 'n sentrale tema in die middeltermynverkiesing moet wees. Tot watter mate, dit weet ons nie, maar dis baie duidelik dat dit vir Trump belangrik is. Die derde belangrike tema wat bespreek is tydens die staatsrede is energie. Energiekoste. Natuurlik het brandstofpryse afgekom in Amerika en dis baie belangrik vir die Amerikaanse president. Lae brandstofpryse speel 'n groot rol in die persepsie van Amerikaanse kiesers oor inflasie, oor stygings in lewenskoste. So Trump gaan baie hard probeer om brandstofpryse laag te hou, maar Trump wil natuurlik ook hê dat Amerika 'n groot energieprodusent moet wees en dat Amerika meer olie en gas moet produseer en hy het baie tyd daaraan spandeer om te sê dat Amerika is nou 'n netto uitvoerder van energie. Baie belangrike kwessie van die staatsrede. Dan belasting en belastingverligting. Trump het verlede jaar natuurlik daarin geslaag om die Kongres te oortuig om sy belastingwet te verleng. So die gemiddelde Amerikaner wat verlede jaar goeie belastingverligting gekry het en Trump wat natuurlik Amerikaners wil herinner daaraan dat belasting verlede jaar verlaag is. Dan het Trump baie gefokus op al die regulasies van die Biden administrasie wat beëindig is. Al die kwessies oor sogenaamde geslagsgelykheid en regstellende aksie veral in staatsdepartemente. Al die duurprogramme van die Biden-administrasie wat beëindig is, die feit dat Trump die federale regering weer kleiner gemaak het, honderde duisende federale werknemers afgedank het, daar's heelwat daarop ook gefokus. Tariewe was natuurlik 'n belangrike deel en Trump wat kritiek uitgespreek het teen die federale Hooggeregshof se uitspraak teen sy tariewe, maar terselfdertyd nie soos verlede Vrydag die regters aangeval, of Trump het hulle nie aangeval nie. Hy het natuurlik na die uitspraak baie harde woorde vir sommige van die federale Hooggeregshof se regters gehad. Van daardie regters het gesit by die Kongres tydens sy staatsrede, maar hy het nie na hulle as individue verwys nie en dit is waarskynlik goed. Volgende belangrike punt waarop Trump in die staatsrede gefokus het, was buitelandse beleid. Ons het eintlik die afgelope 13 maande gesien hoeveel tyd buitelandse beleid opgeneem het van die Trump-administrasie. Trump het baie sterk gefokus op Iran, die feit dat Iran nie 'n kernwapen mag vervaardig nie, die huidige onderhandelinge met Iran, ons het hierdie week 'n derde ronde van onderhandelinge in Genève in Switserland gesien, en Trump het baie sterk daarop gefokus. Ek dink hy wou 'n boodskap aan die leiers van Iran stuur om te sê, ons is gereed om julle aan te val, ons het 'n groot militêre teenwoordigheid in die Midde-Ooste, sluit nou 'n ooreenkoms met Amerika. Dan het Trump natuurlik ook gefokus op al die vredesooreenkomste wat sy regering onderhandel het, van natuurlik Gaza,
tussen Israel en die Palestynë na Armenië en Azerbaijan, die ooste van die DRK, Kambodja en Thailand, 'n hele klomp vredesooreenkomste waarby die Trump-administrasie baie betrokke was. Wat was die oorwegende tema van Trump se staatsrede vanjaar? Natuurlik is Amerika verjaar 250 jaar oud en daar gaan groot vierings wees, reuse herdenkings daarvan wees en Trump het eintlik 'n nuwe goue era vir Amerika aangekondig. Dit is die tema wat hy wil hê Amerikaners hulle self mee moet besig hou. Een van patriotisme, een van 'n vaderlandsliefde, die lede van die ijshockeyspan van Amerika wat natuurlik onlangs 'n goue medalje by die Winter Olimpiese Spele gewen het, was ook by die staatsrede teenwoordig en daardie gevoel van patriotisme was 'n baie sterk sentrale tema. En dit is iets waarmee Trump ook natuurlik bietjie die teruggestoot het teen die demokrate. Hy het die demokrate as onpatrioties uitgebeeld, mense wat die belange van onwettige immigrante stel bo die belange van Amerikaanse burgers, wat die belange van globaliste stel bo die belange van hardwerkende Amerikaners, en hy het daai kontras die heeltyd probeer skep. So die gedagte van 'n nuwe goue era vir Amerika, herdenking van 250 jaar se uitnemendheid, Amerikaanse uitnemendheid. Dit was die sentrale tema uiteindelik van die president se staatsrede. Nou, 'n meerderheid van Amerikaners wat dit gekyk het, was nogals beïndruk met die toespraak, maar uiteindelik sal die finale seggenskap wees by die kiesers wat in November vanjaar tydens die Amerikaanse middeltermynverkiesing gaan stem. Goed, dan net in die laaste segment van hierdie week se episode wil ek tog so bietjie weer kyk na die middeltermynverkiesing. 8 maande, dan gaan Amerikaanse kiesers na die stembus en daar's natuurlik 'n lang stembrief. So ek het dit al baie op die program gesê, Amerikaanse verkiesings is heeltemal gedesentraliseer na jou distrikte toe, die sogenaamde counties. Elke county in Amerika is daar 'n ander stembrief, want daar word binne die distrikte natuurlik allerlei posisies gevul. Leierskap in distrikte, soms polisiehoofde, mense vir skoolbeheerliggame. Dit verskil ook van distrik tot distrik en van deelstaat tot deelstaat. Maar die belangrike verkiesing is natuurlik die Senaat, die Huis van Verteenwoordigers en Gouverneurskappe. Nou vanjaar moet 35 van die 100 senatore verkies word, al 438 lede van die Huis van Verteenwoordigers en dan ook 'n groot hoeveelheid gouverneurs. Kom ons kyk eers na die Senaat. Tans beheer die Republikeine 53 van die Senaatsetels, die Demokrate 47. Nou, dit lyk op die oomblik of die Republikeine 'n goeie kans staan om 51 van die Senaatsetels te wen. Dit is as hulle die setels kan behou in Nebraska, Iowa, Texas, Ohio en Florida. Van daardie wat ek nou genoem het, gaan Florida waarskynlik die moeilikste wees, maar die Republikein loop tog daarvoor. Alaska is miskien ook so 'n bietjie van 'n moeilike staat, ons is nie seker hoeveel kiesers daar gaan stem nie, so mens kan gerus bietjie kyk na Alaska, waar daar 'n sittende Republikein is wat herkies moet word, en Ohio, ook 'n sittende Republikein wat verkies moet word. Peilings wys dis 'n kop-aan-kop stryd, maar tog is dit 2 deelstate met 'n redelike groot Republikeinse voorsprong. So, kom ons veronderstel die Republikeine wen die setels in Alaska, in Ohio, Iowa, Nebraska, Florida, Texas, en al hierdie state. Dan sal dit beteken dat die Republikeine 51 van die 100 setels sal wen. Nou is daar 3 setels wat onseker is, en dit is Maine, Michigan en North Carolina. North Carolina en Maine behoort tans aan die Republikeine. In North Carolina tree Tom Tillis, die huidige Republikeinse senator, af, en daar het die Demokrate 'n baie goeie kandidaat in 'n demokraat wat vir 2 termyne gouverneur was. So die Republikeine gaan regtig sukkel om die senaatsetel in North Carolina te behou. Die Demokrate tans daar in die peilings voor met 10%, maar dit mag dalk ontwikkel in 'n kop-aan-kop stryd. In Maine sien ons weer 'n deelstaat waar die Demokrate
demokrate eintlik altyd wen, reeds vir die laaste 30 jaar verkiesingswen, maar Susan Collins is daar die Republikeinse senator, sy's al baie lank daar, sy's baie geliefd in haar staat, sy staan agter in al die peilings, maar sy was ook 6 jaar gelede in haar vorige verkiesing 2020 in elke peiling agter en uiteindelik het sy met 9% gewen en haar setel behou. So my gevoel is, mens moet Susan Collins nooit onderskat nie. Sy is een van die meer gematigde senatore in die Amerikaanse Senaat en Susan Collins behoort tog 'n kans te staan om te wen. Dan gaan ons na Michigan. Michigan is 'n staat wat in 2024 vir president Trump gestem het, ook in 2016. En die demokraat daar tree uit. So dit is 'n senaatsverkiesing tussen 'n Republikein en demokraat wat beide gaan meeding wat met ander woorde nie sittende senatore is nie. Die Republikeine het 'n baie goeie kandidaat. Hy het 2 jaar gelede vir die ander senaatsetel in Michigan gestaan en hy het meer as 3 miljoen stemme met iets soos 15 of 20,000 stemme verloor. Ek het hom self al ontmoet en is regtig ware indrukwekkende man en ek dink hy behoort eintlik 'n kans te staan, afhangende van hoe sentiment ontwikkel. Maar dis die 3 moeilike setels vir die Republikeine. Indien die demokrate al 3 wen, sal dit beteken dat die demokrate 49 setels sal hê en die Republikeine 51. En dan is dit met ander woorde nog 'n senaat wat beheer word deur die Republikeine. Indien die Republikeine Ohio of Alaska of selfs Iowa, Nebraska, Florida of Texas moet 'n setel daar moet verloor, dan is dit gelyk op 50-50 en dan sal die adjunkpresident J.D. Vance, wat natuurlik ook 'n Republikein is, die beslissende stem uitbring. So in die Senaat lyk dit tog op hierdie tydstip of die Republikeine 'n beter as 50% kans het om die Senaat te behou. In die Huis van Verteenwoordigers is dit 'n ander saak. Daar moet al 438 lede herkies word. Die demokrate hoef net 3 meer setels te wen as tans, dan neem hulle beheer oor van die Huis van Verteenwoordigers. En my voorspelling op die oomblik is dat die demokrate waarskynlik 'n klein meerderheid gaan kry en dat hulle met ander woorde dan ook die speaker sal kan aanwys. As ek die huidige peilings ontleed, lyk dit of die demokrate ten minste 208 setels gaan wen. Nou jy het 220 nodig natuurlik vir 'n meerderheid. Die Republikeine gaan 208 wen, die demokrate 211. So as ons 208 setels plaas by die Republikeine, 211 by die demokrate, dan beteken dit dat die demokrate net nog 9 setels oor het van die res, van eintlik die klein pool van onbesliste setels om 'n meerderheid te wen. En dit lyk tog as 'n mens gaan kyk na daardie setels of die demokrate 'n beter kans het. Waar is daardie setels? Waar is hierdie onbesliste setels in die Huis van Verteenwoordigers? Dit lê in stedelike gebiede, voorstede, meer welvarende voorstede rondom Philadelphia in Pennsylvania, rondom New York, sommige van hulle in Kalifornië, naby aan Sacramento in die noorde, die hoofstad van Kalifornië, naby Phoenix in Arizona. Dis redelike voorstedelike gebiede, ook Omaha in Nebraska, waar daar 'n setel is wat die Republikein opgee en hy aftree. En ek dink baie van hierdie setels het ons die afgelope tyd gesien, soos wat die Republikeinse party meer van 'n werkersklas en 'n lae middelklas party geraak het, sukkel die Republikeine om setels te behou in voorstedelike hoë middelklas gebiede. Dit gaan die Republikeinse party se uitdaging wees. Daar's so 'n 20 tot 25 setels in hierdie gebiede waar die demokrate tans voorloop in die peilings en as hulle 'n meerderheid van daai setels wen, dan sal die demokrate beheer oorneem oor die Huis van Verteenwoordigers. En dit laat ons met die goewerneurskappe. Die 50 deelstate, die Republikeine beheer tans 26 goewerneurskappe, die demokrate 24 daarvan. En hier is 'n paar interessantes. Ek dink die Republikeine gaan Kansas oorneem. Kansas is 'n konservatiewe staat, maar hy het die afgelope 2 termyne 'n demokraat gehad, sy tree uit. Die Wisconsin tree die demokraat uit, daar die Republikeine miskien 'n klein kans, dieselfde in Arizona waar die Republikeine tog 'n kans moet hê, ook in Michigan, maar dan staan die
Demokrate weer 'n kans in Georgia waar 'n baie gewilde Republikeinse goewerneur aftree en daar dink ek lê in daardie staat 'n interessante stryd voor. Dit lyk of die Republikeine in Nevada weer gaan wen en Ohio weer gaan wen. So die Republikeine se kanse in gouverneurskappe wat eintlik goed is. Daar's selfs 'n kans dat die Republikeine na vanjaar se verkiesing soveel as 27 of 28 van die 50 gouverneurskappe kan beheer. Wat is die rede daarvoor? Natuurlik, demokrate en die steun van die Demokratiese Party is gekonsentreer tot omtrent 20 tot 24 deelstate. Demokrate woon in stedelike gebiede, Republikeine in al die landelike gebiede. So meer deelstate is natuurlik Republikeins as pro-demokraties en daarom het die Republikeine eintlik die afgelope paar dekades meeste van die tyd 'n meerderheid van gouverneurskappe beheer. Daar's egter 'n tweede rede. Amerikaners vertrou Republikeine meer met die regering op deelstaat vlak. Republikeine is dikwels goeie bestuurders. Demokrate is bekwame bureaukrate en jy vind hulle gewoonlik in die gange van federale staatsdepartemente in Washington DC. Maar as dit kom in 'n deelstaat, sê maar soos Nevada, 'n staat wat die Republikeine min wen, dan vertrou die kiesers eerder 'n Republikein om daardie staat te bestuur, want die Republikeine is dikwels goeie bestuurders. As ons verjaar kyk na die verkiesing, dink ek gaan die Republikeine dan relatief goed doen in 'n moeilike jaar. By gouverneursverkiesings. Daar's talle peilings die afgelope paar weke uit en in al die peilings loop die Demokrate voor. Dis nou 'n algemene peiling. Vir wie gaan jy stem in November, 'n Demokraat of 'n Republikein? Dan sê is daar omtrent 'n meerderheid van gemiddeld so 5 tot 6% van kiesers, van meer kiesers wat sê hulle gaan vir Demokrate stem as Republikeine. So, dit gaan 'n moeilike verkiesing wees vir die Republikeine. Die vraag is of president Donald Trump 'n baie sterk veldtog kan voer en of sy ondersteuners uiteindelik sal stembus toe gaan om vir Republikeinse kiesers te gaan stem. Onthou, omtrent maar 50% of minder as 50% van kiesers gaan in November stem. Groot vraag is, wie gaan stem? Wie is daardie mense? Ons gaan in die res van die jaar nog heel wat meer daaroor gesels, maar dit bring ons dan aan die einde van vandag se program. Ons gesels volgende week weer hier met julle op Wêreldwys op Marula Media. Totsiens.